Dis donderdag aan, is 7 uur, is weer tyd vir Vat die Spoor. Hier langs my sit Pieter Swart. Pieter, jy is die voorsitter of die president? Voorsitter van BASA. Is die Big Boar Association of South Africa, is die mooi Engelse naam. Pieter het ook sy eie taxidermie nie ver van hier af in Ruiten. Dis reg. Vertel ons gou 'n bietjie taxidermie. Hoe het jy daar beland en hoekom doen jy dit? Ek meen, en hoe lank doen jy dit al? Stefan, ons het begin in 2001 as 'n hobby, het ek begin kyk wat kan mens wat se produkte kan mens gebruik, want ek hou nie daarvan om goed te mors nie, en ek het begin om my jagtrofees, die velle goed het ons begin bemark oor see, en daaruit het dit voortgespruit dat ons nou ten volle taxidermie tannery bedryf afgelope van 2001 af. Ja. En ja, dit is waar ons begin het. Pieter, gepraat van taxidermie. Dis 'n ding wat altyd daar buite is en almal vra altyd die vrae en baie mense maak die fout. Sê vir my, julle sit met die probleem dat jy kry 'n vel en jy moet hom maak werk. Vertel vir ons, wat is die basiese beginsel van 'n vel in die veld? Dis tog die belangrikste deel, is daar waar hy geskiet is. Dis reg. So, hoe moet ek my rooibokvel versorg in die veld om hom by jou uit te kry sodat jy 'n goeie produk kan lewer? Anke, die hele proses van verrotting begin by as 'n dier doodgaan. So die oomblik as 'n rooibok geskiet word, moet jy onmiddellik die grootste ding is jy moet die maag uithaal, dat jy kan die temperatuur van die karkas afbring. Dan moet jy ten minste die bok onder die boom sleep of in 'n skaduwee, nie sleep ekskuus, en ons onder skaduwee kry, takke oor hom sit tot hy nou uit die veld uitgehaal word. Op die voertuig moet hy nie op die swart bak van die voertuig ry nie, hy moet ten minste 'n bietjie sny 'n paar blare of iets en sit dit onder, ja. En dan die groot ding is om by die slagpale is om dan die veld so vinnig moontlik af te kry van die dier af. Dit gaan maar sukkel aan die Kalahari hoor. Paar blare Sit maar gras op. Maar dis wat hy van praat is so belangrik, is dat jy weet, die mense verwag jy moet 'n goeie produk lewer. Maar die produk wat hulle daar aanbring is dalk nie die goeie produk wat jy kan lewer nie. Daar is dalk goed wat gebeur het. So, belangrike deel. En Pieter, jy het vroeër vanaand om my vuur het jy 'n mooi voorbeeld genoem en ek wil hê jy moet dit wees van 'n koek. Dis reg. Dis so 'n mooi voorbeeld gewees en ek dink dan gaan 'n ou dit beter verstaan. Ja, jy wil 'n koek bak en jy as jagte maak die bestanddele bymekaar. En ek as tannery of taxidermie kry daai bestanddele. Nou moet ek So ek kry die deeg by jou. Dis reg. Ja. So ek moet jy weet nie wat ek met die deeg gedoen het. Presies. Nou moet ek daarmee iets maak. Ja. En ons kry daagliks daarmee te doen dat die ouens 'n swak produk daar bring, en dan kan jy nie 'n goeie produk vir ons probeer ons bes om dit te doen, maar jy kry nie dit altyd reg nie. Nee, dis reg. Nou die belangrikste ding van 'n vel is om al die bloed af te kry. Selfs as jy vel nat is en jy vat jou vinger en druk of so, maar daar nie enige bloed wees nie. Daar niks bloed wees op nie. En dan sout. Dis waar die bakterieë is in die bloed. Dis reg, ja. Sout is die belangrikste ding, want sout stop daai bakteriese groei en dit trek die vog uit die vel uit. En dan kan jy hom van daar af. En jy kan nie te veel sout gooi nie. Nooit te veel. Nooit te veel. En weet jy, Stefan, as jy met 'n bok sit en jy het tyd om te brand want jy's op 'n plek en jy kan nie vinnig by die kamp kom nie en dan kan jy 'n redelike snit in sy maagarea maak en nog steeds die binnegoed uitkry sonder om vorentoe te gaan waar die kuip gesny word. As jy net daai maag uithaal, dan verlaag jy die temperatuur in die bok en dan wen jy 'n hele paar sê uur of 2 op daai deel van die proses. So, maar weet jy hoe min mense in Suid-Afrika wat jag weet hoe om fisiese pens uit te haal? Ja. En dis 'n skerry ding op. Ja, dit is so. Ja, as jy vat byvoorbeeld 'n klipspringer is baie sensitief vir 'n hairslip of 'n haarverlies. En as jy haal sy maag uit te druk hom in die koelboks met die ys in. Sit hom daar dan is hy die koue stop nie vertraag die proses van verrotting of van en so ja, dit mens kan baie dinge doen. Hoorie, ons gaan die hele aand ompraat oor taxidermie. Ek wil graag 'n bietjie by die groot kaliber dinge uitkom. Ons het so lanklaas oor 'n groot kaliber hier op Vat die Spoor gepraat. Pieter, jy's ook 'n man wat lief is daarvoor en julle het nou wat is die 26ste het julle derde skiet gehad vir die jaar. Dis reg, ja. Mooi verloop, alles reg. Baie mooi, nee, dit was 'n lekker skiet en ons het weer 'n goeie opkoms gehad. Dit is 'n ding wat groei, nee. BASA bly groei die laaste paar jaar. Dit gaan goed met die organisasie. Dis reg, nie, ons vat ons eie baan ook weer het en ons kan dinge 'n bietjie daar op ons eie manier doen. Help dit baie om ons lede interessante bane te gee vir hulle en dit is 'n interessante. Dit was die derde skiet vir die jaar, die vierde skiet. Dis die Ellisras vuurwapenfees. Dis reg. Op Doc Willie se plaas. Dis die 1 September, naweek van die 1 September. Dis die Saterdag die 1 September.
En dan het julle ouens daar's 'n groot skiet. Ons het al bietjie gepraat vroeër jare oor Hanke, die 15de September. Is die biannual, is dit elke 2 jaar, is die Engelse woord. Elke 2 jaar word daar 'n internasionale kompetisie, big board kompetisie gehou en hierdie jaar bied Safari hom aan. Wel, die Suid-Afrikaanse been van hom bied hom aan met Safari as hoofborg. Die 15de September, maar julle ouens het party toe gekom in die 8de September. Het julle 'n datum gaan indruk op die kalender tussen 2 skiete en julle het ons noem hom 'n fun shoot. Ouens wat mekaar ken, ek dink daar kom 30 of 40 buitelanders kom skiet, almal met hulle groot roere en dan natuurlik Basa en enige ou van die publiek kan daar opdaag en ou kan 'n lekker paar houe gooi en dan natuurlik die 15de September is die groot skiet. Dis reg ja, nee, ons gaan dit is 'n fun shoot, maar dit gaan ook maar uitdagend wees. Ons wil dit 'n tipiese Basa skiet maak wat dit uitdagend maak en die ding is in Basa moet jy leer daar hoe om jou geweer te hanteer en ons gaan dit 'n paar curves gooi vir die manne. En dan het ons ook die 15de gaan ons daar ook 'n basebaan op die shoot wees. Ja, julle ouens het julle eie baan wat julle hardloop ten volle Basa, so ons het 5 bane wat ons hardloop en die 6de baan is uit die aard van die saak. Ek sien uit om te sien wat dit is. Julle het altyd interessante goed. Vol groot kameelperde en olifante en leeu's wat hol en allerlei. Dit gaan 'n wonderlike dag wees die 15de. Ons het 'n klomp buitelandse mense, so groot skiet. Ek dink ons het beperk op 144 mense daar. Ons kan nie meer as 144 vat nie. Het gaan lekker wees met julle saam daar. Ek dink is hoogtyd dat julle saam met ons daai ding doen. Ek dink is 'n ding wat in die toekoms kan aangaan. Ek's bly daaroor, my hart voel goed. Ek dink dit gaan 'n great shoot wees daar. Regtig, ek dink. Ons is klaar besig met die beplanning en ons is al 'n hele ruk lank besig met die beplanning. En Stefan, ek dink ons gaan dit geniet. Verseker. Pieter, dankie dat jy hier was. Hanke, dankie vir jou tyd ook. Lekker koud hierdie week in Pretoria. Ek hoop volgende week kry beter. Dankie dat julle saam gekyk het. Ons sien julle volgende week 7uur hier weer van die Spoor Ateljee. Dankie Pieter. Dankie Pieter. Daar's hy.